Salams and welcome. Thank you for joining me in part number 21 of the Afrikaans reading of the Quran, the Heilige Quran. As what we mentioned, the Heilige Quran by Imam M.A. Baker. May Allah SWT reward him abundantly. Ameen. And if you want additional copies of the Quran, please contact the IDM, Islamic Dawah Movement based in Durban, or the Islamic Propagation Center International based in Durban, the Muslim Judicial Council based in Cape Town, or Muhammad's Hardware is where I received my copy of this Afrikaans Quran based in Tshwane in Pretoria. And as we mentioned, we are still busy with the longest chapter of the Quran, which is Surah Al-Baqarah. And let me just make a note here that Alhamdulillah, by the grace of Allah, we have completed Surah Al-Fatiha. We have completed Surah Al-Fatiha, and we are busy now with Surah Al-Baqarah. Let's take this further and let's just see what dealing we are busy with, right? So this is part number 21, episode 21 of chapter 2 of the Holy Quran, Surah Al-Baqarah, die Kui, afdeling 9. Hulle hardvoortigheid verskerp. En toe julle byna 'n man gedood en onder mekaar daaroor gered het. Let me just start it again, and I apologize because my Afrikaans is struggling a bit. En toe julle byna 'n man gedood en onder mekaar daaroor geredet was het. Was dit Allah wat openbaar gemaak het wat julle wou verberg? Toe het ons gesê, slaan hom met 'n deel daarvan. Laat ons kyk na nota nommer 9 van die dood, reg? So, toe het ons gesê, slaan hom met 'n deel daarvan van die dood. Sodoende gee Allah lewe aan die dooie en daardeur openbaar hy sy tekens sodat julle mag verstaan, die tekens van Allah, die signs of the Creator, reg? Daarna het julle harte verward sodat dit soos klip geword het en selfs harder as klip. En voorwaar daar is sommige rotse waaruit strome vloei. En daar is sommige rotse wat van makers skei sodat hulle water gee. En daar is sommige wat neerval uit vrees vir Allah. Allah is nie onbewus van julle dade nie. Koester julle dan die hoop dat hulle in julle sal glo, terwyl 'n gedeelte in werklikheid die woord van Allah gehoor en dit teen hul beter wete verdraai, nadat hulle dit verstaan het. En wanneer hulle die gelowiges ontmoet, sê hulle, ons glo. Maar wanneer hulle alleen by mekaar is, sê hulle, praat julle met hulle oor wat Allah aan julle geopenbaar het, sodat hulle met julle kan redetwis jy by julle Here? Verstaan julle dan nie? Besef julle dan nie dat Allah weet wat hulle verberg en wat hulle openbaar nie? Allah knows the hidden and the open. En sommige van hulle kan nie lees of skryf nie. Hulle ken nie die boek nie, behalwe deur hoorsê en slegs deur wat hulle vermoed. Wie hulle wat self 'n boek skryf en dan sê, dit is van Allah, sodat hulle 'n nietige prys daaroor sal verdien. Wie hulle vir wat hul hande geskrywer het, en ook wat hulle daardeur verdien.
Wie hulle, wie hulle, wie hulle, wie hulle. Woe to those. En hulle sê, vuur sal ons nie aantrek nie, behalwe vir 'n paar dae. Maar sê aan hulle, het julle 'n gelofte met Allah gesluit sodat Allah nooit daardie gelofte verbreek nie? Of sê julle dalk iets teen Allah waarvoor julle geen gronde het nie? Voorwaar diegene wat sonde doen sodat dit hulle omring, is vir die vuur bestem. Hulle sal vir ewig daarin woon. Vir ewig, vir ewig, vir ewig. En hulle wat glo en goeie dade doen, sien altyd, is die dubbel, glo en goeie dade. Glo en goeie dade. En hulle wat glo en goeie dade doen, sal die hemel beëerwil. En hulle sal vir ewig daarin woon, vir ewig en vir ewig en vir ewig. Amen. Ya Rabbal Alameen. Alhamdulillah. Let me just see where we are now. 21. So let's continue with part number. Join me in the next episode, which is part number 22. And we are busy with Surah Al-Baqarah, which is chapter number 2. Ameen Ya Rabbal Alameen. Alhamdulillah Rabbil Alameen.